Goeiemôre, dis woensdagoggend die 11de Junie 2025 en ek groet julle hier uit 'n baie koue Appington uit, waar die afgelope 2 dae die temperature bitter laag gedaal het, maar ek sien daar's dele van die land wat wit is van die sneeu. Daar's passe wat toegemaak is. Hoeveel keer het ek nie al oor die Loodsberg pas gery? En dan sien ek baie keer in die winter sulke hoopies sneeu langs die pad, maar nog nooit werklik so dat hy toegemaak word nie, alhoewel dit redelik dikwels gebeur. Maar ons is nog steeds hier op die walle van die Groot Rivier. En vanoggend wil ek vir julle 'n vraag vra, en die vraag is: kan jy 'n besef vorm van wat is 'n miljoen? Die getal 'n miljoen. Hoe baie is dit? En as jy kom by 'n miljard, dan is dit amper ondenkbaar. En as jy kom by 'n triljoen, is dit nog meer so. Dis moeilik om daai somme in jou kop te verwerk, daai getalle te verwerk. Selfs al het jy gestudeer, gegradueer, bly die konsep van groot getalle nog altyd 'n moeilike ene, behalwe vir ons regering. Dis my interessant dat die regering die afgelope boekjaar ongeveer 200 miljoen rand gespandeer het op reis en verblyf. Ons sien vir Gayton McKenzie tydens sy besoek aan die Olimpiese spele in Parys, waar hy 'n drywer gehuur het vir R450.000. 'n drywer, 'n bestuurder, iets wat 'n mens self kan doen. Behalwe natuurlik as jy jouself baie hoër ag as wat jou posisie werklik is. Ons sien dan ook dat Paul Mashatile R225.000 per dag gespandeer het in 'n hotel in Japan. En dan natuurlik Angie Motshekga, die geagte minister van verdediging, wat R10 miljoen op 'n oorseese trip spandeer terwyl haar troepe in die Kongo sukkel om genoegsame kos, voorrade en ammunisie te kry. Dis asof daar geen besef is waar kom hierdie gelde, hierdie fondse vandaan nie. Dat 'n bedrag soos R1 miljoen iets is soos R100. Daar's geen persepsie van hoeveel geld daar gemors word nie, maar ek dink dis juis omdat hulle geen persepsie het van waarde nie, waarde ten opsigte van getalle nie. Want as jy 'n ongekwalifiseerde persoon in 'n posisie van gesag en mag sit, dan sal daar misbruik plaasvind, want die persoon weet nie hoe om dit reg te hanteer en te bestuur nie. Maar as jy nie weet eers hoeveel is R1 miljard nie, dat het net sowel maar soos wat dit vir die gewone oue R50.000 sou wees, dat dit die konsep is wat in die koppe bestaan. Anders verstaan ek nie die hele affære nie. Hoe kry hulle reg om so onoordeelkundig belastingbetalersgeld te mors? Maar dit lyk of dit aan die orde van die dag is, asof dit maar 'n normale ding is, wat maar net kan gebeur. Die beste akkommodasie, die beste vliegtuigkaartjies, dis drywers, enige iets om hulle meer belangrik te laat lyk as wat hulle werklik is, hier vanuit 'n klein Afrika landjie, waar daar nie meer geld is om so te spandeer nie, want dit is gemors. En ons bates is waarskynlik alles al verkwansel teen ekstra lenings.
Alles is belas. En dan moet ons die vraag vra, is dit nie hoekom hulle die grond so nagstigtelik soek nie, sodat hulle dit ook kan uitgee as sekuriteit vir verdere wêreldlenings, wat hulle dan weer uitmors op sulke tipe van oorseese reise, luukse karre, motors, luukse behuising. Die mate waar daar vermorsing plaasvind onder die elites in hierdie land is verskriklik. Ek het nou die dag 'n video gesien van 'n persoon wat sy hande met die duurste moontlike bottel whisky wat daar is, staan en was, terwyl hulle daar op die grond val en wegloop. Maar dit lyk asof daai weerspieëling van hoe ryk hulle is, hoeveel geld dit is, vir hulle aansien gee en vir hulle meer mag gee as waarop hulle werklik geregtig is. En dis dan wanneer daai entitlement na vore kom. Soos ons sal vat wat ons wil hê, ons sal doen wat ons wil hê, ons sal niemand vervolg van ons eie mense as dit kom by korrupsie en diefstal nie. En die opmerking, maar hierdie persoon het nog nie genoeg geëet nie. Daarom moet daar 'n kickback, 'n hand-off gegee word, dat daai persoon ook kan eet. Dit lyk asof die hele bevolking, veral die elites, die reg het om te eet alleen by die krib, terwyl die massas en die mense wat hard werk daarvoor eintlik geen toegang tot daardie krib het nie. Nou as hulle geen waarde aan geld koppel nie, verstaan jy hoekom daar nie onderhoud plaasvind in die land nie, hoekom die weermag so vervalle is, hoekom die polisie agteruit gaan, hoekom dissipline agteruit gaan, hoekom opleidingsstandaarde daal. Ons sien dit in die nooddienste, die ambulansdienste, brandweer, ons sien dit in die hospitale. Totale agteruitgang en is net 'n gekribvretery om nog ryker te word. En dan stuur van hulle kinders na oorseese skole in Londen, in Amerika, maar hulle nie in hierdie staatsskole in Suid-Afrika wil plaas nie, want hulle weet die skole is op grondvlak al klaar. En dan kyk ons na die kwaliteit van ons onderwysers, en dan kyk ons nou na hierdie stakingkie by die onderwysdepartement. Daar kan julle sien hoe gaan hulle aan. Maar dis die mense wat ons kinders moet opvoed, wat hierdie land se jeug moet vorm na dit wat vorentoe lê. Maar kyk hoe dans hulle. As ek die klank aansit, sal julle hoor hoe. Nou dit is die onderwysersunie wat so aangaan. Wat moet die kinders daarvan dink? Wat se lesse moet die kinders daar uitvat? Die mens kan nie anders as om daaroor te wonder nie. Dis asof daar geen besef is dat die aksies wat uitgevoer word vandag gaan 'n invloed hê op die toekoms van môre, die kinders wat moet opgevoed word. Dit gaan maar net aan. Misbruik, en die enigste belang is, hoekom hulle investeerders in Suid-Afrika soek, is om te kyk wat hulle kan vat by daai investeerder. Hoe groot is die kickback? Hoeveel geld is daar nog om te eet? Of moet ek die woord gebruik, vreet? Hoeveel geld is daar om nog te vreet? Deur middel van hierdie BEE vennootskappe wat op investeerders afgedwing word. Geen wonder, Goodyear maak toe, daar in Oos-Londen se wêreld,
PE, ek weet nie presies waar die fabriek is nie, kan ook daar in Dispatch wêreld wees uit en nage. Maar die feit is hulle maak toe. Want hulle kan net nie meer hierdie gevretery aan hulle winste en profite meer verduur nie. Hulle kan nie meer die basiese lone wat so hoog geraak het, dat die maatskappye nie meer 'n wins maak nie. Maar dit is asof hierdie regering van ons, wat die meeste geld mors en spandeer, nie verstaan waarvanaf kom geld nie. En dat kapitalisme juis daar is om werk te skep deur te belê, deur te groei, deur nog 'n tweede fabriek oop te maak uit die winste van die eerste fabriek uit. Dis mos hoe 'n besigheid groei, hoe 'n ekonomie groei. As daar geen insentiewe is vir die investeerder nie, hoekom sal hy geld belê? Want as hy nie kan geld maak nie, hoekom sal hy die poging insit om al sy bates daarin te druk en op die ouende stap hy moet niks weg nie. Maar dieselfde geld vir grondonteiening sonder vergoeding. Dis asof hulle alles net wil vreet, wil hê, wil opvreet. Want hulle het geen konsep van wat die waarde is, die werklike waarde is, en 'n konsep van die poging wat daar ingegaan het om dit te skep tot waar dit is nie. Daar's 'n totale onbegrip. Net so is daar 'n totale onbegrip oor hoekom die gewone mense op straat ontevrede is. Hoekom ons toenemend op sosiale media 'n rassepolarisasie ondervind. Toenemend aanslae op blankes, blanke besighede, blanke mans. Toenemend so. Dis nie asof hulle besef wat die impak daarvan kan wees nie, net soos wat hulle nie besef wat die impak van nog 'n miljard rand wat gesteel word is nie. Hulle besef nie die impak wat dit het as jy nie korrupsie straf nie, as jy nie moordenaars straf nie, as 'n moordenaar nie 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand situasie hanteer word en gehang word nie, en hy kom uit daai tronk uit, gaan hy dit weer doen. En iets is drasties verkeerd in Suid-Afrika en dit kan nie verander word nie. Die oorweldigende massa van onkunde oorheers en domineer alle logiese denke en redenasies. Daarom sal dit nie verander nie. Daarom is ons pyl reguit op pad na absolute chaos in hierdie land. En dit gaan kom. En wanneer dit kom, moet ons reg wees en voorbereid wees, sodat ons kan sorg vir ons mense, nie net wat veiligheid aanbetref nie, maar om ook te kan lewe skep, te herbou. En dit is nie goed wat van self gaan gebeur nie, dit gaan gebeur uit opoffering, toewyding en harde werk. Nie deur selfsugtige optrede nie, maar deur samewerking onder mekaar, ons mense. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie en ek is dan môreoggend weer terug by julle. Mooi loop en lekker dag.